oorgrond, stof en volstruisvere. Gesprekke uit Oudtshoorn. Welkom by hierdie gesprek waar ons alledaagse lewens- en geloofsvrae en kwessies vanuit 'n katholieke lens en perspektief bekyk. 'n Bron van inspirasie, gewortel in geloof en gemeenskap. Wat beteken dit nou regtig om 'n Christen of Christelik te wees? En ek praat nie net van die sondigweergawe van Christen nie, ook nie die ek moet dit of ek moet dat doen weergawe van Christen wees nie. Ek praat van die regte ding. Verstaan ons wat dit regtig moet wees? Wat die doel van Christen wees van ons vra? Waaroor dit regtig gaan? Jy gaan vir my sê, hoekom moet ek ewen omgee? Die meeste mense sal seker sê, dit gaan oor Jesus. Dit gaan oor die blye boodskap. Ons hoor dit waarskynlik al ons hele lewe lank. Maar wees eerlik. Hoeveel van ons weet wat dit eintlik beteken en hoeveel gee regtig om? As iemand jou skielik in die kollig sou plaas, daai lights on, camera, action oomblik, gaan jy dit uit jou hart uit kan verduidelik. En ongelukkig is die waarheid dat die meeste dit nie sal kan doen nie. En dit is sad. Dit is tragies. Maar daar is 'n oplossing. Kom ons probeer iets. Stel jou hier die lewe wat ek gaan beskryf voor. Jy is platsak, arm. Nie cute platsak arm, soos ek kan nie vandag KFC bekostig nie. Ek praat van kan nie elke dag eet nie arm. Jy gaan vroeg werk toe, na jy vroeg opgestaan het. Die hele dag sloof jy jouself af. Dis 'n werk wat jy haat, net om dit môre weer te gaan doen. En jy kom nog steeds nêrens nie. Erger nog, verbeel jou nou, daardie werk laat jou letterlik stink. Vrot stink. En dis nie net jy nie, almal om jou ruik so. Dit is hoe dit word, normaal. En dan wanneer jy dorp toe gaan, ruik mense jou dadelik. Hulle loer jou met 'n kant oog aan. Hulle bly weg van jou. Vergeet van op 'n date gaan. Dit gaan nie maklik gebeur nie. Nog minder 'n werksonderhoud. Ook nie maklik nie. Jy gaan kerk toe en die gemeentelede sê, jy stink. Liewer nie hier nie. Dan begin jy glo, ek is gemors. Ek hoort nêrens nie. Miskien is ek nie goed genoeg nie. Ja, ek weet, hierdie hele storie klink nou bietjie dramaties. Maar dit was 'n werklikheid vir baie mense in Jesus se tyd. En net soos toe, vandag ook nog.